So ja, die van julle wat laasweek hier was, julle sal onthou ons het 'n besonderse besoek gehad van Jacques Marais en sy gesin wat met ons kom deel het die ervarings waardeur hulle gegaan het in die tyd wat hy COVID gehad het, baie siek was en om die waarheid te sê 2 keer doodverklaar was in 'n tydperk van amper 80 dae en die ontmoetings wat hy met die Here gehad het en hy het ons kom deel net oor die Here wat ons kom deurdra. So ek wil hê kom ons begin vanoggend met hierdie vraag. Wanneer het die Here jou deur 'n moeilike tyd gehelp? Gesels gou met mekaar daaroor. Ja, wanneer ons hierdie tipe vraag beantwoord, dan kom ons 'n stukkie emosie ook los. Dit is 'n tipe vraag wat mens laat besef, ons is al deur moeilike goed. En dalk is jou storie nou nie so uitsonderlik soos wat Jacques is nie, maar dis nie die punt nie. Die waarheid is, dis jou storie. Dis iets wat jy persoonlik beleef het. Dis ergens waar jy persoonlik die Here beleef het. En die wêreld het hierdie stories nodig. Die wêreld moet by ons hoor waar die Here ons deurhelp. Anders kan hulle die hele tyd vra, wat is die punt? Hoekom is die Here daar? Hoekom glo jy in die eerste plek? Dis die stories wat ons help om dit te vertel ook. So, ons praat oor 'n wêreld wat die Here nodig het. Ons praat oor ons wat die Here nodig het. En dis onder andere waar ons vandag ook gaan praat, is hoe ons die Here nodig het en hoe ons nader aan hom kan kom in hierdie tyd. En ons gaan dit lees in Johannes 10. So die van julle wat wil, kan sal daar te blaai, ek gaan net op die bord ook hê. Maar soos met meeste van die Bybelse stories help dit vir ons om net te weet waar dit vandaan kom of wat voor dit gebeur het. So ek net vinnig vir julle vertel, in hoofstuk 9 van Johannes, is daar 'n ou wat blind is, en wat Jesus dan genees. Dat is 'n bietjie vreemd van Jesus, genees hom nie dadelik nie. Hy stuur hom om homself te gaan laat was, op 'n sekere plek, en dan kan hy sien. En dan is almal natuurlik nou baie in verwondering hieroor en vra maar, jy weet, hoekom kan jy sien, hoe is dit? En hy word later voor die tempelhoofde oorgevat, en hulle vra vir hom uit hieroor, hoe kan jy sien? En hy sê dan, maar hierdie man Jesus, hy het my genees. En die ouens was op daai stadium eintlik al klaar redelik kwaad gewees vir Jesus, en hulle het eintlik al 'n besluit gemaak te sê, enige iemand wat hierdie Jesus volg, mag nie in die tempel kom nie. Maar hierdie ou hou net vol en hy sê, maar Jesus het my genees. En hy raak eintlik so 'n bietjie cheeky ook met hulle en sê, maar nie een van julle kon dit doen nie. So, en dan raak hulle natuurlik kwaad vir hom en sê, jy is nie meer welkom in die tempel nie. En hy ontmoet dan weer vir Jesus en hy herken hom eerstens nie, want hy het nie vir Jesus self gesien nie, maar Jesus sê dan vir hom wie hy is en hy besluit om vir Jesus te volg. En die fariseërs staan daar rond en hulle raak dan so kwaad ook oor hierdie ou wat nou in Jesus begin glo. En dan maak Jesus dit nie vir hulle makliker nie, inteendeel, hy maak dit baie moeiliker met die laaste 3 verse van hoofstuk 9 waar hy sê, ek het nou hierdie wêreld gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie kan sien, kan sien, en die wat kan sien, kan blind word. Party fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. In ander woorde, hulle gedink hulle is die wat blind is, maar nou kan sien. En Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle kan sien, daarom bly julle skuldig. Of die letterlike vertaling sê, daarom bly julle in julle sonde. So, as julle gewonder het, hierdie is nie wie vriende maak nie. Om vir mense te sê, hulle is blind vir hulle eie foute en hulle maak foute en hulle bly in hulle sonde, dis nie 'n goeie manier vir vriende maak nie. Maar Jesus natuurlik was nie op aarde om vriende te maak, hy was hier om die waarheid te verkondig. So, hy deel vir hulle hierdie waarheid. So die verhouding tussen Jesus en die fariseërs is al klaar op 'n moeilike plek. En dan gaan Jesus aan in hoofstuk 10 en hy praat oor homself wat die herder is. Eers as homself as die deur, die een deur wie mens tot die Here kom, wat natuurlik in elk geval 'n baie groot stelling was om te maak. En dan praat hy verder oor homself wat die herder is.
En in vers 7 sê hy dan, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is die diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiling kry. 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ons gaan nou verder lees. So, ek bedoel, dit sluit aan met vers 1 tot 6, waar hy soortgelyk iets sê, en hy sê hierso vir hulle uitdruklik, deur my gaan mense hemel toe, deur my kom mense by die Vader uit. Nou, as iemand hier voor julle moes kom staan op hierdie verhoog en sê, ek is die pad na die Here toe, en as julle nie in my glo nie, en nie deur my kom nie, dan gaan julle nie in die hemel kom nie. Dan sal ons sê, my die ouens ons praat nonsens. En om die waarheid te sê, julle almal het beloof toe julle belydenis van geloof afgelê, dat julle so tipe lering sal teenstaan, aktief. So julle is veronderstel om daai ou dan van die verhoog af te kry. So as ek ooit vir julle sê, julle moet in Micha tot see glo om by die Here uit te kom, dan mag julle my uitgooi. Ek gee julle my toestemming, want dan is ek ook van die pad af. So die Fariseërs dink presies dieselfde. Hulle dink aan Jesus en sê maar, hy moet ons nonsens praat. En hulle raak kwaad, want hy daag hulle uit, en hy beskuldig hulle eintlik, deurdat hy sê, die wat voor my gekom het, is rowers. En hy praat nie van mense wat denk valse messiasse was nie, hy praat van enige van Israelse leiers. Met ander woorde, hy praat met die ouens wat die reg voor hom staan. En hy sê eintlik vir hulle, julle is soos rowers, wat net kom steel en kom slag. Weer eens, nie om mens vriende maak nie, maar dis nie waarvoor Jesus gekom het. Hy kom leer vir hulle, dat hy die weg is. Hy gaan nou verder in vers 11, waar hy vir hulle sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En dan raak die ouens aan die beklei daaroor en hulle sê maar hierdie Jesus, jy weet, party sê hy's mal, ander sê weer hy's van demone beset, maar dan vra daar ook mense, kan 'n demoon iemand se blindheid genees? En weer eens, dit wat Jesus doen, sluit aan by dit wat hy sê ook. So, 'n groot ding wat Jesus verder hierso sê, is dat hy nie 'n goeie herder is nie, maar die goeie herder. Nou Israel het 'n paar bekende herders gehad, of mense wat soos herders opgetree het in hulle tyd. Wil julle raai wie Israel se bekende herders was? Jesus. Moses. Yes. Moses was definitief een van hulle. Wie was die ander bekende herder? Dawid. Dit sou waarskynlik die twee grootes wees. Jy kan nou nog van die profete bybring, want Moses het die volk uitgelei uit Egipte uit, en Dawid was letterlik 'n skaapwagter, en 'n klomp van sy psalms en alles is ook verwysings daarna. Natuurlik die bekendste Psalm 23. So, as Jesus dan kom en hy sê, ek is die goeie herder, dan is hy eintlik besig om vir hulle aan te vat in terme van wat hulle glo oor hulle voorvaders ook. En weer eens, maak 'n mens kwaad. Dit kan nie anders nie, want hy trap op hulle tone, maar hy praat die waarheid.
Hy sê vir hulle, ek is die goeie herder. Hy is nie soos die huurling. Hy is nie iemand wat net iemand se skape oppas nie. Hy is die een wat sê, ek sal alles doen vir my skape. Ek sal my eie lewe gee, sonder om 2 keer daaroor te dink. Ek sal myself tussen my skape en 'n wolf sit, om seker te maak, hulle bly lewendig. En dis wat hy kom doen het. Alles wat hy hier sê, was eintlik 'n vooruitskouing vir wat sou gebeur in die kruis. Natuurlik sou die mense nie daar verstaan het nie, maar ons kan dit sien. Ons het die volle prentjie. Jesus sê, ek is die goeie herder. Voor my was daar nie 'n goeie herder soos ek gewees nie. Na my gaan my ook nie wie een kom nie. Ek is die goeie herder. Punt. En hy het die volle mag om sy lewe neer te lê en dit op te vat. Dis belangrik dat ons hierdie stelling verstaan. Dis belangrik dat ons verstaan wie Jesus sê hy is. Want die opdrag wat daar vir ons dan nou in hierdie teks lê, maak nie sin as Jesus nie is wie hy is nie. As Jesus nie die goeie herder was nie, dan maak dit nie vir ons sin om die skape te wees nie. Nou dit is waar ons inpas in hierdie prentjie. Ons is die skape en soos wat Jesus self sê, my skape ken my stem en hulle volg my. So, dis waar vir ons daar lê. Nou, ek weet nie wat se prentjie kry jy as jy dink aan 'n skaap nie. Maar vir meeste van ons is dit nie noodwendig die mooiste van diere nie. Hulle lyk miskien so effens belaglik, jy weet, en jy weet, dalk 'n bietjie snaaks, maar oor die algemeen lyk hulle nie baie slim nie. So, ek is nie seker ons wil onsself met die skape assosieer nie. Om die waarheid te sê, van julle sou hierdie video ook in die week gekry het, wat vir ons 'n goeie opsomming is. Wie van julle voel dis min of meer 'n opsomming van hoe mense ook deur die lewe gaan. So, 'n skaap is nie vir ons 'n vleiende dier om mee vergelyk te word. Mense kan ook eerder sê, kan ek nie eerder 'n wilde hings wees nie. Jy weet, as daai hek oopgaan van die kraal, dan is daai perd daar uit en hy hardloop in die vlaktes in en hy voel vry en hy's sterk en hy's selfverseker en hy lyk mooi. 'n Skaap, as jy hom uit die hek uitlaat, dan hardloop hy 'n paar tree en dan besef hy, maar ek het nie 'n klou waar ek op pad is nie. En dan steek hy vas en hy, jy weet, begin te bler en hy wag net vir iemand of vir iets om bietjie rigting te gee. Nie net dit, ek weet ook nie of julle dit weet nie, maar 'n skaap, as hy te swaar word, of dit nou is omdat hy te lanklaas geskeer is, of dit nou 'n ooi is wat swanger is, of dit 'n ooi is wat lanklaas geskeer is en swanger is, as 'n skaap omval, dan kan hulle ook nie weer self reggekom nie. So, dis 'n bietjie van 'n belaglike dier, dis 'n bietjie van 'n patetiese dier by tye. Maar dis die dier wat Jesus kies om ons mee te vergelyk, nie oor wie ons is nie, maar oor wie hy is. En dan verder as dit, 'n skaap is dan ook nie net onnoosel nie, want 'n skaap het 'n buitengewone vermoë om stemme te herken. 'n Skaap het 'n buitengewone vermoë om te kan hoor wie is sy herder. Hoe dit in Jesus se tyd baie keer sou gewerk het is, hulle sou al die skape bymekaar getrek het. Hulle sou almal in die aande in dieselfde kraal ingejaag het, want dit was duur om 'n kraal te bou. So elke boer sou nie noodwendig hulle eie kraal gehad het nie. Mense het klein troppies skape gehad, 5 of 10. As jy uit 'n kleinerige familie uitkom, dan hardloop al die skape in dieselfde kraal in en hulle slaap daardie aand met iemand wat hulle oppas, 'n wag. En dan die volgende oggend, dan kom die herder en hy roep sy skape een vir een. En die skape sal daar in die kraal lê of staan en wy, maar as hulle 'n stem hoor, hulle hoor die herder se stem. Ag, as hulle 'n naam hoor, hulle hoor die herder se stem, dan gaan hy kop op. En hy begin kyk tot hy die herder sien. En dan stap hy skaap. En hy volg. En die ander skape gaan net aan waar hulle besig is.
Maar die skaap herken sy herder se stem en volg hom. So, daar's 'n rede hoekom Jesus hierdie beeld gebruik. En dis eintlik baie meer as net 'n gelykenis. Hulle praat van 'n allegorie. Dis 'n so sterk beeld dat dit is eintlik vrot van die waarheid. Dis maar net op 'n spreekwoordelike manier oorgedra. So, God kies hierdie beeld om vir ons te sê, maar dis wat ek van jou vra. Dis wat ek jou wil hê. Ek wil hê, jy moet my stem so goed ken, dat die oomblik wat ek praat, dan lig jy jou kop op en jy volg my. Maar nou, soos ons nou net met die video ook gesien het, skape is maar moedswillig by tye ook. En ons is ook maar moedswillig by tye. En 'n skaap wat wy, is van die moeilikste goed om te beheer, want 'n skaap se hele fokus op daai oomblik terwyl hy vreet, is net, waar is die volgende groenkol? En van daai groenkol af, waar is die volgende groenkol? Waar is die volgende een? Waar is die gras wat nog 'n bietjie groener en nog 'n bietjie sagter lyk? En dit is so 'n beeld vir hoe ons lewe lyk. Ons het elke keer nog 'n doelwit. As jy voor die seisoen is, dan dink jy net, ek wil net alles regkry. As jy in die seisoen is, dan wil jy net klaarmaak. As jy enkel lopend is, dan wil jy net 'n meisie kry. En van die dae wil jy net trou, en dan wil jy net kinders kry. En dan wil jy net hê jou kinders moet oud genoeg wees om hulle self klere aan te trek, en skool toe te gaan, en hoërskool toe te gaan, en gaan swat, en dan 'n eie gesin weer te begin. En so het ons hierdie doelwitte wat ons vir onsself stel, in ons besigheid, in ons familie, in ons persoonlike lewe. As ek net bietjie kan werk aan my ongeduld. As ek net, jy weet, hierdie uitstel waarmee ek so sukkel, as ek net dit kan oorkom. En so het ons almal ons foute. Ons is die hele tyd besig met ons volgende groenkol. Ons volgende groenkol, die volgende ding wat ons in ons eie lewe wil regkry. En julle het seker al gehoor hoe verdwaal 'n skaap. Dis graspol tot graspol. Een na die ander stap hy al hoe verder weg. En dis dan wanneer die Here maar partykeer vir ons moet nader hak. Ek weet ons dink altyd aan 'n herder se staf as daai mooi krom ding, maar in Jesus se tyd meer waarskynlik net 'n stok gewees. En dan moet hy as 'n herder langs ons kom loop en van tyd tot tyd net vir ons so 'n bietjie kom terugwerk en sê, jy is nog steeds veilig, jy is nog steeds vry, maar kom net bietjie hierdie kant toe. Kom bietjie weg daar van die kraanse af, kom bietjie weg daar van die bosse waar ons nie die leeu's en die beere en die dinge kan sien nie. Kom net eens 'n bietjie terug. En dis nie vir ons lekker nie. Want dis die hele tyd gaan dit teen ons eie sin. Maar dis wat 'n goeie herder doen. 'n Goeie herder sê, ek is nie tevrede met die feit dat jy jou lewe lei soos wat jy wil. Want ek sien die gevare wat jy nie kan nie. Ek sien die moeilikheid waarin jy jouself bring. En ek sê die hele tyd vir jou, kom terug. Kom terug. En partykeer praat die Here met ons, partykeer fluister hy vir ons, partykeer moet hy dalk so 'n bietjie meer hardhandig werk. Maar die goeie herder bring ons die hele tyd terug. Nou die van julle wat skerp was, het op die afkondigings dalk gesien, die tema vir vandag is intimiteit deur gehoorsaamheid. Nou dit is baie eenvoudig. As ons die Here se stem wil hoor, dan moet ons naby hom loop. As 'n skaap verdwaal, dan is hy later so ver dat hy nie meer die herder se stem hoor nie. Op dieselfde manier, ons moet die hele tyd aanhou soek vir die Here se stem. En hoe meer ons soos wat loop soos wat hy loop, hoe meer ons lewe soos wat hy gelewe het, hoe meer gaan ons sy stem herken. Ons hoor dit in die woord, ons hoor dit deur medegelowiges, ons hoor dit deur die Heilige Gees wat binne ons is. Ons sien dit in die voorbeeld wat Jesus gestel het. Hoe meer ons loop soos wat hy loop, doen wat hy gedoen het, en ons verhouding met die Vader bou soos wat sy verhouding met die Vader was, hoe meer gaan ons sy stem hoor, en hoe meer gaan ons daai intimiteit met God beleef. Die groot genade is, as ons eers deel is van God se trop, dan bly ons daar. Sy genade vir ons kom elke keer terug. En ons ken die baie bekende
gelykenis wat Jesus ook vertel het van die skaapwagter wat die een skaap verloor het. Hy sal 99 laat staan. Hy sal alles eintlik tot stilstand bring, om seker te maak. Hy kry jou weer. En kry is natuurlik nie so figuurlik, want die Here weet alles, maar hy kom haal jou weer. Hy kom soek jou weer. En julle sou dit dalk nie weet nie, maar in daai tyd sou 'n herder, as hulle 'n skaap kry wat verdwaal het, baie keer hom optel, maar nog voor hulle dit doen, sou hulle baie keer die skaap se been moes breek, om te keer, dat hy nie aanhou weghardloop nie. En dan draai daai skaap op sy skouers, nie net terug tot by die trop nie. Hy dra daai skaap vir weke, maande selfs as dit nodig is, tot hy poot genees het. En wanneer die herder dan hy skaap neersit, dan stap hy skaap nie meer weg. Dan stap hy lammetjie nie meer weg nie, hy volg dan die herder met sy hele wese. Miskien beleef ek en jy iets van die Here wat met ons praat, die Here wat ons dalk moet terughak, of dalk het ons selfs al iets beleef wat vir ons voel soos 'n been wat gebreek is. Maar dalk is dit juis, sodat die Here jou weer op sy skouers kan tel, en vir jou kan sê, kom terug, weer ken weer my stem, kom hoor weer wat ek vir jou sê, kom kyk weer, die groen weivelde wat ek vir jou beplan, kom stap agter my aan, en kom beleef 'n lewe in oorvloed, soos wat hy vir ons nie beloof het. Ek en jy is bevoorreg dat ons deel van die Here se kinders is. So voor ek vir ons klaarmaak met 2 vrae, wil ek vir ons 'n gebed doen, en ek wil regtig vir ons seën en sê, mag jy vandag, of in die week wat kom, iets beleef van Jesus se goeie herderskap. Kom ons sluit die oë. Here, ek weet dat ek as Micha nog te maklik my eie kop volg, nog te maklik my eie storie wil skryf. En Here, ek wil graag die stem beter leer ken. En Here, dieselfde gebed bid ek vir elke persoon wat hier is. Elke persoon wat dalk by die huis kyk, of wat dalk nie is vandag nie, Here. Ek bid dat U vir ons van vooraf weer sal liefmaak vir U stem. En ons sal kom leer om U te volg, soos wat 'n skaap 'n goeie herder volg. Ek bid dit alles in U naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.